Goeiedag graad 12, ek is meneer Ross en ek gaan vandag met julle doen vraagstel 2 en ons gaan kyk na les 4. Nou les 4 gaan 'n lang vraag wees oor die Suid-Afrikaanse onderhandelingsproses. Die koms van demokrasie in Suid-Afrika en die verwerking van die verlede. Nou, weet een van die moeilikste dinge in ons land is om te praat oor die verlede, omdat dit so sensitief is. So ek gaan vinnig met julle deur 'n paar van die termes hardloop wat belangrik is om te onthou of wat jy gaan kry in die lang vraag. 'n Referendum is 'n proses oor 'n wetgewende besluit om deur mense te laat stem vir goedkeuring of verwerping. Ons gaan daarby uitkom gedurende die lesie. Konstitusioneel is fundamentele politieke en wetlike beginsels waar volgens 'n volk regeer word. Dit bevat die regte van mense en die verantwoordelikhede van 'n regering. Rollende massa is mense wat protesteer en daar is 'n opvatting dat hoe meer mense deelneem, hoe gouer gaan hulle 'n regering kan beweeg tot verandering. Dan het ons, daar was in die tyd van die onderhandelings, was daar gereeld sprake van 'n gewapende stryd. Die ANC het 'n gewapende stryd gevoer teen die regering, so ook die PAC, en hulle het albei militêre vleuels gehad, wat bekend staan as MK of Mkhonto we Sizwe en POKO, koeverte militêre operasies teen die apartheidsregering te loods. Onthou wat ons vroeër gesê het, koeverte het niks met briewe te doen nie. In hierdie geval is koeverte, dit is ondergrondse bewegings, sowel as 'n poging om hulle te beweeg tot demokrasie. Daar was gereeld melding gemaak van 'n derde mag. Terwyl Mandela en de Klerk geonderhandel het, sou Mandela de Klerk beskuldig daarvan dat die regering 'n derde mag in werking gestel het om die onderhandelings te kaap of om die onderhandelings laat skipbreek lê, maar ons gaan later na daai ene kyk, maar dit het veral gebeur in KwaZulu-Natal, omdat die ANC nie so sterk was in KwaZulu-Natal nie. KwaZulu-Natal was meer Inkatha Vryheidsparty territory, maar ons kom weer na daai ene toe. Konsensus, dis om 'n ooreenkoms te bereik, en dan die verskillende partye, daar gaan ons kom na Kodesa 1 en 2 toe, gaan ons daaroor praat, en dan gaan ons kyk na die sluipmoord van Chris Hani, wat eintlik weer eens, soos elke ander beweging, die lont was om hierdie ding net vinniger aan die gang te sit, was die sluipmoord op Hani. So ons gaan kyk na watter waardes wil ons vir julle hieruit leer? Respek, aanpassing, kompromissering om tot 'n vergelyk te kom, geesteshulp, regverdigheid, eerlikheid, dat ons soos met die vorige les nooit mense behoort seer te maak deur hoe ons dink of wat vir ons pas nie. Nou kom ons kyk gou. Die onderhandelingsproses word gesien as die begin van die oplossing. Daar was 'n keer of wat 'n ineenstorting van onderhandelings. Daar was multiparty onderhandelingsprosesse, en daar gaan ons veral kyk na Rolf Meyer en Cyril Ramaphosa, ons huidige president se rolle. Daar was voortslepende geweld. Ons gaan na verskillende geweldsaksies kyk, en dan ook die finale pad na demokrasie. Dit gaan die verkiesingsproses wees. Ons gaan daar het jy so 'n pragtige prentjie, The Road to Democracy in Suid-Afrika, pad na demokrasie 1990 tot 1994. Nou kom ek sê gou vir jou, die lang vraag gaan altyd hierdie inligting wat ek met jou gaan deel in het. Hoe die lang vraag gevra gaan word, dit is soms 'n klein bietjie van 'n probleem vir sommige kandidate in die matriekeksamen. As ons vir jou vra dat Mandela en de Klerk was die belangrikste faktore tydens die onderhandelingsproses, dan ja, jy mag met daai lyn hardloop, maar dan moet jy jou argumentslyn die hele tyd bou. As ons vir jou vra die verskillende aksies, geweldsaksies het mense beweeg om te onderhandel, dan kan dit ook die argumentslyn wees, maar dan moet jy met daardie argumentslyn hardloop. So jy moet baie versigtig wees dat jy weet wat jou argumentslyn gaan wees. Onthou ook wat ek met 'n vorige lang vraag vir julle gesê het. Probeer die sinne van die eerste sin van elke paragraaf moet aansluit by die laaste kerngedagte van die vorige paragraaf. Dit gee vir ons 'n idee dat jy 'n argumentslyn het en dat jy weet waarvan jy praat. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die inligting of die inhoud van hierdie hele onderhandelingsproses. Onderhandelde skikking en regering van nasionale eenheid, die aanvang van die onderhandelings 1990. 1989 kom de Klerk aan bewind. Of dit regverdig of onregverdiglik so was, weet ons nie. Ons weet almal PW Botha het 'n PW Botha het 'n ligte strook gehad in die hospitaal beland, en hy was besoek deur lede van die nasionale party, en hulle het vir hom gesê, meneer die president, jy is nie meer die president nie. Dit het natuurlik nie so eenvoudig plaasgevind nie, maar dit was die reaksie agterna van mense.
De Klerk word president, nie gekiesie gemaak, onthou ook dit, want daar was nie 'n verkiesing nie. Nasionale Party het hom aangestel as president. Hy neem sekere baie groot besluite. En seker die besluit wat Suid-Afrika op die rigting of op die pad van onderhandelings gesit het, was sy besluit om Mandela vry te laat sonder enige voorwaardes. Nou, hoekom is dit belangrik om daai ene te verstaan? Tot en met Mandela se vrylating het hy absoluut geweier om in te gee vir enige voorwaardes wat aan hom gestel was. As julle sal onthou, daar was vroeëre onderhandelings. 1985 was Mandela by Tuinhuis, het hy vir P.W. Botha kom ontmoet. Daar was aan hom voorstel gemaak dat P.W. Botha sou hom vrylaat as hy geweld afsweer. Hy het geweier. So die laaste klomp jaar van Mandela se toesluit in die tronk of sy aanhouding, het hy gekies om in aanhouding te wees, want hy kon uitgaan. Maar hy was nie bereid om die mense van die land sal mense uit te lewer, want dit is waarop het neerkom. Hy sou hulle uitgelewer het as hy gesê het, ek gaan geweld afsweer. Mandela het gesê, geen voorwaardes nie, dan kom ek uit, maar ons kan net onderhandel as julle bereid is om sekere voorwaardes te aanvaar. So hy het uit die tronk uitgekom in 1989, onvoorwaardelik. 'n Klomp politieke gevangenes is saam met hom vrygelaat. Onder andere Walter Sisulu, onder andere Ahmed Kathrada, Raymond Mhlaba, hierdie manne, Govan Mbeki, hulle almal was vrygelaat in daai tyd deur de Klerk. Die Grote Skuur minuut vind toe plaas. En wat het by Grote Skuur gebeur? Die ANC en die Nasionale Party kom by mekaar en daar het voorlopige gesprekke plaasgevind. Wat wil ons doen? Daai gesprek was onderbreek deur geweld in die Vaaldriehoek, op die myne, in die mynhostelle. Groot geweld het plaasgevind en dit het gedreig om die onderhandelingsproses te laat skibreek lê. Hulle besluit om weer eens in Pretoria by mekaar te kom. In Pretoria, wat vandag bekend staan as die Pretoria Minuut, stel hulle werkskomitees in plek. Ons gaan dit doen, ons gaan daai doen. Dit is wat ons wil hê moet gebeur. Ons gaan sekere groepe kies om na sekere aspekte van 'n konstitusie te kyk. So die Pretoria Minuut het eintlik die grondlegging gewees van wat later sou plaasvind by CODESA. Nou wat is CODESA? CODESA daar moet eintlik met 'n K gespel word vir julle wat Afrikaans sprekend is, want dit is die konvensie vir 'n demokratiese Suid-Afrika. Nou by CODESA 1 was daar besluit dat die ANC gaan sy gewapende vleuel ontbind. Dit was een van die moeilikste besluite vir die ANC. Hulle het soldate reg oor Afrika en in ander lande in die wêreld gehad wat in opleiding was, wat klaar opgelei was, wat gewag het om geroep te word vir die revolusie. En nou moet al hierdie manne hoor, daar gaan nie meer 'n revolusie wees nie. Kan jy vir jou indink, jy oefen vir 'n finaal van 'n wedstryd, sokker, rugby, cricket, whatever. Jy oefen die hele tyd. En dan sê hulle vir jou, die spanbestuurder kom na die span toe en hy sê, luister, die wedstryd is afgelas. En dit is wat met Umkhonto we Sizwe gebeur het. Hulle moet nou hoor, die game is nie meer aan nie. Julle het al die tyd geoefen, verniet. En julle kan nou maar die bal ook teruggee. Dit is eintlik wat hier gebeur het. So, daar was nie, almal was nie so happy. En met Jong Kegi, die manne wil baklei, die manne is reg vir 'n fight. En nou word daar vir hulle gesê, luister, die geveg is nou afgestel. Nie eens on hold nie, afgestel. Daar was 'n breuk in die onderhandelinge op verskeie geleenthede. Die gevolg was dat blanke mense in Suid-Afrika het begin om teen de Klerk te praat. En de Klerk moes besluit, ons praat van die konservatiewes, veral die konservatiewe party, die Dr. Andy Streernig se manne, hulle was nie so happy dat die onderhandelings plaasvind nie, en hulle het gesê dat die blankes wil die onderhandelde regering hê, of 'n skikking hê nie. De Klerk word geforseer om 'n referendum uit te roep. Nou julle onthou wat ons vroeër gesê het, referendum, waar mense besluit, moet ons voortgaan of nie. En in hierdie referendum wen de Klerk met 'n oorweldigende meerderheid. Die mense sê nee, kyk, ons kan nie meer terugdraai nie, ons moet nou met die ANC praat. Die slegs blanke referendum, woordjie slegs blankes, want net wat mense kon stem. Julle weet mos, ons swart en die bruin mense kon nie stem nie. So hulle stem toe in hierdie referendum vir die onderhandelingsproses. In die agterkant was daar die Inkatha Vryheidsparty. Nou Mangosuthu Buthelezi was bekend as Gatsa Buthelezi in die apartheid tyd. Van hierdie ouetjie het saamgewerk met die Nasionale Party. Hulle het
vir KwaZulu-Natal ingepomp, finansies, wapens en so aan, want hulle wou Buthelezi aan hulle kant hou en ook verdeling skep tussen die ANC en Inkatha, wat mos nou Zulus en Xhosas kom oor 'n lang tydperk met geweld aan. So hulle het hulle uitmekaar uit probeer hou, deurdat hulle die een groep geondersteun het, wat die Zulus was, omdat hulle 'n verskriklike klomp mense was. Die gevolg is, dat daai geweld in KwaZulu-Natal het gedurig amper hierdie hele proses gedestabiliseer. Daar was ook geweld aan die Witwatersrand tussen 1990 en 1994, het tot en met 14.800 mense gesterf. Dis waarvan ons weet. Baie van die sterftes is nooit aangemeld nie. Baie van die sterftes is nie op boek nie, maar 14.800 waarvan ons weet. Daar was 'n skietery by Sebokeng, en in 'n skietery is daar 12 mense dood. En nou, al hierdie vind plaas, terwyl die mense by Kodesa sit en onderhandel. Terwyl mense sit om mooi tafels, om 'n skikking te vind vir hoe gaan ons hierdie land demokraties maak. Kodesa 1 het 'n skipbreuk gelei. Daar was jou Boipatong, daar was Bishu. By Bishu het Opakozo soldate gestuur om 'n opstand te onderbreek in die nasionale stadion. Opakozo was aangestel deur die nasionale party as 'n leier van 'n tuisland. Die gevolg is, hy was nie baie happy toe die mense in opstand kom teen sy regering in Ciskei nie, en hy stuur sy soldate en hulle skiet op die mense, en ek dink 28 mense het in daai proses gesterf. By Boipatong, by die hostels, was mense aangeval en hulle het gesterf deurdat daar 'n bakleierery op die hostel plaasgevind het, en in die nag het soldate ingegaan. Daar word gesê dit was polisie, en hulle het verskeie mense doodgemaak. So die aanvallers het gekom saam met die polisie om mense dood te maak, was gesê. Kodesa 1 het dus skipbreuk gelei. Kodesa 2 sou plaasvind met 19 verskillende politieke partye, nadat verskillende gesprekke tussen Rolf Meyer en Cyril Ramaphosa plaasgevind. Hulle gesê het, kyk hier, ons kan nie nou die bal drop nie. Julle sal onthou, as gevolg van Boipatong en Bishu, het Mandela uitgestap uit die onderhandelings uit. Hy het de Klerk beskuldig dat de Klerk nie in goedertrou onderhandel nie. De Klerk het op nasionale televisie gegaan en gesê, Mandela onderhandel nie in goedertrou nie. Die gevolg is dat die twee hoofleiers het weg van mekaar af beweeg. En in daai proses kom Rolf Meyer, wat die nasionale party se hoofonderhandelaar was, en Cyril Ramaphosa, wat die ANC se hoofonderhandelaar was, kom by mekaar en hulle sê, kyk, ons kan nie nou hierdie ding laat skipbreuk lê nie. So die gevolg is dat hierdie twee manne gaan sit en hulle kry 19 partye om met hulle saam te stem dat onderhandelings moet voortgaan. By Kodesa 2 word die onderhandelings weer eens opgeskort, as gevolg van die feit dat die twee hoofleiers net nie mekaar kon vind nie. Die nasionale party sê, die ANC het nog nie die gewapende stryd afgestel nie, alhoewel hulle dit beloof het. Mandela sê dat de Klerk gebruik die media en veral die SABC om vir hom te ondersteun. En hy sê ook, hulle sal nie die gewapende stryd afstel as die ANC nie deel word van die groep wat wapens gaan inneem nie, want dan moet wapens ook ingegee word van blanke kant af. En dit was waar die onderhandelings weer eens op 'n mespunt gebalanseer was. Wat doen Ramaphosa en Rolf Meyer toe? Hulle twee kry die partye om 'n rekord van verstandhouding te onderteken. Hulle sê, kom ons besluit. Kodesa het skipbreuk gelei, maar die onderhandelings is nie op 'n einde nie. So hulle kom tot 'n rekord van verstandhouding waarin Joe Slovo, wat op daardie stadium die leier van die kommunistiese party was, 'n baie integrale deel was. Joe Slovo kom op met die sunset clause. Ons gaan hier weg voor die son nie sak nie. Ons gaan 'n ooreenkoms bereik. En dit word, in die sunset clause het hy na vore gekom met die beleid wat ons vandag nog handhaaf, regering van nasionale eenheid, is wat hy in die sunset clause ingewerk het. Die multiparty of die veelparty onderhandelingsproses word hervat, as gevolg van Meyer en Ramaphosa se skills, hulle vaardighede in onderhandeling, en hier word besluit, alhoewel Kodesa 2 misluk het, alhoewel die veelparty onderhandelings nie plaasvind het soos ons probeer het nie, gaan ons nog steeds voort met onderhandelings. En hulle kry hierdie keer 26 partye om saam te stem. Nie meer 19 nie, 26. Hierdie veelparty gesprekvoering word hervat by die World Trade Center,
en daar onderteken hulle toe weer eens 'n record of understanding. Kom ons probeer weer. Ongelukkig die voortsleepende geweld in die land het weer eens na vore gekom. Soos julle sien, sodra die manne gereed is, sodra hulle sê ons is daar, ons is op pad, dan gebeur daar iets. Chris Hani word op die 10de April 1993 doodgeskiet. In die oprit na sy huis toe deur 'n man met die naam van Janus Wallis wat 'n boerling van Pole is wat na Suid-Afrika toe geëmigreer het, en hy het agterna geklaim dat hy was betaal deur Clive Derby Lewis. Clive Derby Lewis sê nee, dit was die konservatiewe party. Ek het gehandel op grond van wat my partyleier gesê het, en hulle kan die video's gaan kyk oor die amnestie komitee waar Derby Lewis absoluut volstaan het by sy standpunt. Dat toe Dr. Treurnig gesê het, ons is in 'n derde oorlog om die land te bevry, dat Dr. Treurnig indirek vir hom opdrag gegee het om kommunisme uit te roei, en die kommunistiese leier wat op daai stadium Chris Hani was en ook 'n leier was van Umkhonto we Sizwe, was 'n stap in die rigting om ontslae te raak van kommunisme in die land. Dan het die AWB nie saamgestem nie met die onderhandelingsproses nie. So hulle het met hulle bakkies in die World Trade Center ingery. Die St. James slagting, die van julle wat nie daarvan weet nie en wat dit nog nie in jou vraag ingewerk het nie, vind plaas. Kerkmense sit in 'n kerk besig om te bid hier voor in die Kaap, en daar storm manne in van Apla en hulle skiet op mense wat besig is om te bid. Nou ek sal dit oor en oor sê, en julle mag dit natuurlik in julle lang vraag daar sê nie, maar jy gaan nooit vir my sê dat dit is geregverdig dat mense skiet op mense wat hulle self nie kan verdedig nie, onder geen omstandighede nie. So daai word genoem 'n slagting, van daai mense het die wapens gehad, hulle het Bybels gehad. Daar is ook die slagting by die Heidelberg Taverne, waar mense gesit het en 'n biertjie gedrink het, en daar word ingestorm deur soldate. Ongelukkig het 'n klomp van hierdie manne wat daar geskiet het en hier, het amnestie gekry. En dan was daar die Botswana leier, Lucas Mugope, wat sy land of sy troontjie afgegee het. Onthou, hy was ook 'n president gemaak. Opakozo moes afstand doen van sy troontjie in Ciskei, ook 'n president gemaak, nie gekies nie. En dan was daar die Shalhouse-slagting. Die Shalhouse-slagting is iets wat die ANC nie wil hê mense moet byhoor. Praat nie maar wat plaasgevind het. Wat het by Shalhouse gebeur? Die ANC se hoofkwartier is Shalhouse. En toe kom Inkatha en Inkatha sê, ons stem nie meer saam met wat gebeur by die onderhandelingstafel nie, en ons gaan op mars na Shalhouse toe. Die ANC roep van sy soldate in, wat veronderstel was om hulle wapens in te gegee het, en hierdie manne verdedig die hoofkwartier, en 'n klomp mense sterf in daai proses. So al hierdie geweld het 'n effek gehad op die onderhandelingsproses. Maar dit het nie vir Mandela en vir de Klerk en vir Rolf Meyer en vir Cyril Ramaphosa afgesit van wat hulle besig was om te doen nie. Hulle wou die land lei na demokrasie. En dit sou in 1994 gebeur. Daar was besluit op 'n regering van nasionale eenheid. Daar was besluit oor die aantal seats wat elke party gaan hê. Nou, wat is 'n regering van nasionale eenheid? Wat is 'n onderhandelde regering? Daar was besluit dat as die nasionale party 5% of enige ander party 5% van die totale kiesersstemme in die land kry, gaan hulle sitting hê in die parlement. Nou, hoekom is dit belangrik dat jy dit moet weet? Gewoonlik in 'n verkiesing gaan die meerderheidsparty die sitplekke in die parlement vul. Om te verhoed dat ons in die land, dat blankes die land verlaat. Om te verhoed dat blanke mense nie meer deelneem in die verkiesings in ons land nie, was daar besluit om soort van 'n give some, take some situasie te skep. So ongeag wat sou gebeur, ongeag hoe ver hulle die verkiesings sou verloor, die nasionale party, sou hulle nog steeds sitting het in die regering. En dit het gemaak dat daar 'n groter gewaarwording onder die blankes van Suid-Afrika was, dat miskien kan ons tog met mekaar saamwerk. Miskien kan ons tog saamleef. Want nou in die ander Afrika-lande, waar kolonialisme tot 'n einde gekom het, was daar 'n meerderheidsregering en dit het 'n diktatoriale regering geword. Suid-Afrika wou nie dieselfde rigting loop nie. En ons weet almal wat in Afrika gebeur. So kom ons gaan nie eers daarop ingaan nie. Nou, die datum van die eerste verkiesing was vasgestel as die 27ste April. En nou moet julle gou luister. Daai was nie die oorspronklike datum nie.
Die verkiesing sou plaasgevind het in 95. Toe Hani geskiet word, gebruik Mandela die situasie om die verkiesing vorentoe te skuif. Toe de Klerk hom nader om te praat op nasionale televisie. De Klerk is die president van die land. Chris Hani word geskiet. Die land is in oproer. Dink enige persoon dat as die blanke president die swart mense gaan vra om nie oor te gaan tot 'n burgeroorlog nie, dat dit sou gebeur? Dit was eenvoudig ongehoord. So de Klerk gaan vra vir Mandela, sê vir Mandela, luister, jy moet die mense kalmeer. Mandela sê vir de Klerk, ek sal die mense kalmeer as jy die verkiesing vorentoe skuif. Het was eintlik, het was amper so 'n chess game, het was 'n master move. Want hy het geweet, as die verkiesing vorentoe geskuif gaan word, met die animosity wat swart mense op daai stadium voel, teenoor blanke mense, sou hy die verkiesing oorweldigend wen. Is die lewe se politieke spel, en dit was gebruik deur Mandela tot sy voordeel. Die gevolg is die verkiesing word geskuif na die 27 April 1994 toe, en met 'n datum vasgestel, kon hulle dinge in plek sit. Die verkiesing het nie sonder gevalle verloop nie. Daar was probleme. Ek was self deel van die verkiesing, dus ek weet, ons het vir ure in 'n lyn gestaan. Maar weet jy, die gevoel onder Suid-Afrikaners, as jy gaan kyk na die video's wat beskikbaar is, die gevoel onder Suid-Afrikaners was, ek kan nie onthou dat ons in enige verkiesing daarna dieselfde tipe gevoel gehad het nie. Mense het nie geweet hoe die verkiesing gaan plaas. Hulle het nie geweet wat om te verwag nie. En ten spyte van dit alles was daar 'n verligting onder mense. Mense kon oor die weg kom met mekaar. Swart, wit, bruin, Indeer het in lyne gestaan en met mekaar geselskap gehou. Mense wat nooit met mekaar gepraat het nie. Net omdat daar hierdie ongelooflike opgewondenheid was. Die ANC wen die verkiesing oorweldigend. Ek spreek onder korreksie, maar ek dink iets soos 12 miljoen mense het maar gestem in daai verkiesing in 1994. Die gevolg is dat die ANC se meerderheid stem, laat hom toe om die president te kies. Julle wat weet hoe ons kiesstelsel werk, die meerderheidsparty se leier word die president, Mandela word deur die party gekies as hulle leier. Onthou op daai stadium was Mandela nie die ANC leier nie. Oliver Tambo was die leier, so hulle moes Mandela kies tot leier, sodat hy president kan word, want Tambo was siek. So hulle kies Mandela tot president, en hy kon toe die president van die land word. Mandela stel toe aan 2 visiepresidente. Weereens, dit was deel van die onderhandelde skikking. Hy stel vir de Klerk aan, en hy stel vir, op daai stadium, Thabo Mbeki aan. Nou, de Klerk was nie die kandidaat wat Mandela daar wou hê nie. Mandela moes de Klerk aanstel, omdat hulle besluit het op 'n onderhandelde skikking. Want dit maak mos nie sin, as jou party 60-70% van die stemme kry, dat jy die oppositieparty se leier gaan aanstel as jou deputy nie. Jy kan 2 deputies die eie party aanstel. De Klerk word toe aangestel as die een visiepresident en Thabo Mbeki as die ander visiepresident, en dit is basies hoe ons in 1994 verkiesing verloop het, en ek hoop julle het iets hieruit geleer. Baie dankie.